My dogtertjie Amalie Fox is in graad 1 gediagnoseer, so dis so 7 jaar terug, met dysleksia. Sy het 'n baie erg graad dysleksia, in die sin van sy kan hom nie hoor nie, maar sy kan hom ook nie sien nie. So ja, so dit was vir ons 'n groot conundrum, dit was vir ons 'n probleem, in die sin van, as ou mens kan hoor, waar jy kat kan maak, en jy kan hom ook nie sien nie, hoe gaan ons maak, dat sy kan leer? Eendag op 'n reendag het ons toe nou met Robert gesels, dit's anders gegaan en hy terloops toe nou vir ons vertel van die pen wat hy het, en dadelik gespring, pen gekry, daai selfde dag nog na en oopgemaak en so, en soos ek gesê het, vandat sy dit oopgemaak het en sy actually agtergekom het, en dis klein genoeg om in jou tas te sit of in jou pot te sit, jy haal hom uit, is in jou oor, niemand hoor nie, is net jy, dit is so persoonlik, dit is so onafhanklik, het haar wêreld gaan. Ewe skielik moet ons met haar beklei, sy moet nou loop slaap, sy kan nie, en dis nie dat sy sit en goed doen nie, sy lees fisies met die pen boeke, want sy kon nog nooit, sy is nou graad 7, en sy kon nog nooit 'n boek vat en lees nie. Nou kan sy stories volg, en sy kan, en sy is 'n verskriklike kreatiewe kind, so sy hou van pas, so sy kon teruggaan en verstaan, en dan kan sy hom scan, en sy kan homself, sy hoef nie te wag vir die juffrou om te kom nie. Waar julle die selfvertroue het gegroei, haar selfbeeld het gegroei, haar hand op, die een ding wat ons behoor het, deur al hierdie goed wat ons nou al deur gegaan het, deur die sielkundiges, deur die horde buitemuurse terapie, is dit belangrik vir ons as huisgesin gewees, om vir haar 'n veilige spasie te create, om dit te maak vir haar, waar sy kan net haarself wees. En het haar absoluut aangemoedig heeltyd, en gesê, probeer gou weer, probeer nog 'n keer. Gaan, as ons enige raad kan gee, wat sou ek sê, gaan en hou jou kind leergierig. Gaan toets goed uit, vat die pen, gaan probeer dit, toets dit uit, as dit nie vir jou werk nie, gaan na die volgende ding toe, meer nie, en wees altyd daar vir jou kind. Dit is so moeilik in 'n wêreld waar almal vir homself is en te hel met die res, is dit regtig vir daai kind belangrik dat jy altyd agter hom gaan staan, altyd bereid sal wees om saam met hom iets te probeer, om saam met hom 'n fout te maak, om saam met hom te wen, om saam met hulle te groei, en dit is belangrik dat jy daai leergierigheid heeltyd sal aanmoedig. Wat van hierdie ene? Wat van as jy dit so doen? Wat van as jy dit op 'n ander manier benader? Maak hulle groot om te bevraagteken en om vrae te vra. Want omdat een ou sê nee, beteken nie dit gaan nee bly nie. Die tegniek, en dit maak dit soveel maklik. Ek dink, ek sê altyd, die Here het geweet wanneer om vir Amalie en in watter tyd om haar te, want dis die tyd van innovasie, innoverend wees, van entrepreneur wees, van buite die boks begin dink, en van en waar tegnologie jou kan help. In 'n wêreld waar deesdae almal so AI en moenie tyd, is dit vir hierdie kinders eintlik so ongelooflike gawe en geskenk. As ons enige raad kan gee, sou ek sê, gaan en hou jou kind leergierig. Gaan toets goed uit, moenie stagneer nie, en wees altyd daar vir jou kind. Dit is so moeilik in 'n wêreld waar almal vir homself is en te hel met die res, is dit regtig vir daai kind belangrik dat jy altyd agter hom gaan staan, dat jy altyd bereid sal wees om saam met hom iets te probeer, om saam met hom 'n fout te maak, om saam met hom te wen, om saam met hulle te groei. En dit is belangrik dat jy daai leergierigheid heeltyd sal aanmoedig. Begin deelneem. Sy het ewe skielik haar hand opgesteek en gesê sy wil antwoord. Wat sy nog nooit gedoen het nie. Sy het altyd daarvoor gesit en die juffrou het so half bo oor haar gekyk, want al wanneer sy hand opgesteek het, as sy hulp nodig gehad. En ewe skielik neem sy deel in 'n gesprek en wil sy haar 2 sent lewer. En dit is nou ewe skielik vir haar lekker. Sy staan makliker op skool toe. Sy begin nou goed aanpak. Sy begin goed vir haarself nou weer wil doen. Dit het
En dis net die pen, dis al wat ons verander het, dis net ons gekry.